Almal sê, moenie onthou nie. Die tema vandag is moenie onthou nie. Moenie onthou nie. En ons gaan begin in Filippense en ek wil hê jy moet kan neerskryf. My broer, my sis, jy weet al daai sin gehoor. Ek het so gefokus op hierdie ding. Ek het skoon vergeet om dat te doen. Ek het so gefokus met hierdie goed in my werk, dat ek skoon vergeet het. Hallo? Dat ek skoon vergeet het om hierdie ding te doen, of om daai ding te doen, of om dit te gaan kry, of om hierdie ding te gaan kry. Nou ek wil sê, daarin lê 'n sleutel. Daarin lê 'n sleutel van hoe om sekere goed te kan vergeet, my broer en my sis. Daar is sekere goed, aan die einde van die dag, wat God sê, hy kies om dit te vergeet, deur die bloed van Jesus. Daar is sekere goed waar God jou die bevel gee om sekere dinge te vergeet. Maar hoe vergeet jy dit? Ja, ek kan vergewe, maar ek kan nie vergeet nie. Ja, daar het baie traumatiese dinge dalk gebeur, daar het baie dinge gebeur wat dalk nie mooi is nie, in my lewe en in jou lewe. Maar hoe kry ek die kapasiteit om dit te vergeet? Ek bedoel, as ons nou gaan dink van, ek moet hierdie ding vergeet, ek moet hierdie ding vergeet, ek moet hierdie ding vergeet, alright, jy gaan dit nou meer onthou, want jy het nou 3 keer nog meer gedink aan dit. Hallo. So dit is, wat plaas ek in die plek daarvan, en ek sê dit hang af waar jou fokus is. So jy kan daar neerskryf fokus. Daar is 'n sekere fokus wat jy gaan hê in jou lewe, my broer, my sis, en dit gaan vir jou sê, hoekom is daar angstigheid, hoekom is daar hierdie ding, hoekom is daar hierdie verskillende goed wat ek kan deurgaan in my lewe? Dit hang af waarmee hou jy jouself besig. Dit hang af waarmee hou jy jouself besig. Dit gaan bepaal wat jy gaan onthou en wat jy gaan vergeet. God verwag van jou om sekere dinge te vergeet as jy die bloed eer, as jy die bloed van Christus respekteer. God verwag van jou om te deel met sekere versoekinge, maar as ek deel met daai versoeking, maar ek fokus so op die versoeking om hom te weerstaan, in plaas daarvan om op die lig te fokus en die lig deel met die duisternis. Veg nie duisternis nie, my broer en my sis, maar wandel in die lig en hardloop in die lig en wees lief vir die lig en in u lig sien ek die lig, Here, en ek soos wat ek die lig omarm, soos wat ek die lig omhels, soos wat ek die lig lief het, sal lig deel met duisternis, en dis waar het beteken, the battle belongs to the Lord. Want die lig sal met die duisternis deel. Amen. Hoe sê ons altyd, moenie deel met die vrees nie, maar hardloop in die liefde van God, en laat die liefde van God jou dring, en die liefde sal deel met die vrees. Volmaakte liefde dryf die vrees uit. God, the battle belongs to the Lord. Amen. Kom ons sê, liefde dryf die vrees uit. Lig verwyder die duisternis. Maar waarmee hou jy jouself besig? Jy kan kies om jouself besig te hou met die genade van God en jy kan vergewe. Ewe skielik as jy kyk na die bloed, ewe skielik as jy nog meer en meer fokus op wat Christus vir jou gedoen het aan die kruis en vanuit daardie plek leef, dat Paulus sê, ek roem in die kruis. Ek roem in die kruis beteken my mond is vol van dit. My gedagtes is vol van dit. Hoe sal ek in dit kan roem? Ek roem in niks anders dan nie behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Daar is baie meer as net, ek brag, ek eer wat Christus in my gedoen het, in die woord roem. As dit alles waaroor ek roem, beteken dit, my hart gaan vol wees van dit, my mond gaan vol wees van dit, my gedagtes gaan gefokus wees op dit. Wanneer ek 'n geleentheid het, gaan ek my mond oopmaak en ek gaan praat daarvan. Dis as die roem in die hart is. En dit nie net 'n woordjie is waarmee ek saamstem, dat ek moet eintlik net roem in die kruis. Waar is die fokus van jou lewe? Daar is sekere goed wat jy moet kan vergeet. En daar is sekere dinge selfs, my broer, my sis, wat ek en jy verkeerde keuses gemaak het. En die vyand sal jou herinner. En waar die vyand gaan wen in jou lewe, as hy jou help om dit die heeltyd te onthou. Wanneer gaan jy oorwin? Wanneer jy dit vergeet. Nou in die wêreld ons maak asof dit nie gebeur het nie. Hoe sê hulle? Onder die maatjie, nie onder die bloed nie, maar onder die mat.
Die wil wag vir die regte tyd en gooi daai maatjie onder jou uit. Nee, dit moet onder die bloed wees. Dit moet onder die bloed wees. Maar hoe gaan jy dan vergeet, my broer, my sis? Fokus op dit wat God wil hê jy moet fokus. As jy roem nie kry, beteken dit daar's hierdie energie, daar's hierdie passie, daar's hierdie iets in jou wat wil praat. Jy wil praat oor wat God vir jou gedoen het. Jy wil vir mense vertel van wat God vir hulle gedoen het. Maar as ek te veel ander dinge onthou, dan aan die einde van die dag sit jy met een of ander produk van 'n klomp, ek weet nie, kom ons noem dit stres, angstigheid. Hoeveel van julle het dit al gebeur, met my het dit al gebeur duidelik, dat jy onthou ewe skielik hierdie 20 dinge wat moet gebeur, en jy is sommer klaar moeg. Jy is sommer klaar moeg, want hierdie dinge, 20 dinge moet vandag gebeur. Maar vra Heilige Gees, wat is die prioriteit? Ja, gaan skryf dit neer, of gaan op die foon, of gaan stom daar neer op die laptop. Daai 20 dinge, en dan staan jy een kant toe, en jy fokus op God, en jy vra vir God, Here, wat is die prioriteit vir my en u saam, vir die goeie werke wat u vir my voorberei het, dit wat selfs dagwoorde moet kan doen, dit moet 'n sekere fokus in my inbring. Wat het God vir my voorberei vir vandag? Waar is God met my, en waar hy van my verwag om by hom te wees? Nie net in gebed, hy moet na my toe kom en my help nie, maar in gebed, Here, waar is u en waar moet ek met u wees in die prioriteite van vandag? As ek in die plek wil kom, ja, dis waar ek vergeet. Dis waar dit sommer net natuurlik gebeur. Ek het so gefokus om al hierdie goed te doen, ek het skoon vergeet om aan die verwerping te dink, om aan die stres te dink, om aan die dit te dink, om aan die dat te dink. Hallo? Is dit nie meer die oplossing nie? My broer, my sis, dat ek en jy gaan kies. Hallo? Dat ek sal fokus op sekere dinge. Ek sal my energie insit in sekere dinge. Ek sal my energie, my fokus insit om dit saam met God te doen, om dit vir God te doen. Moet jy dan supergeestelik wees? Nee, God is 'n praktiese God. So wanneer jy gaan fokus op hom, gaan hy met jou praat, hoe om prakties dit op sy manier te doen. En dit sal goeie werke wees, wat nie eendag verbrand word nie. Amen. Is ons nog hier? Wie daai ding van, ek het 'n klomp goed in my gemoed. Ek moet net eers 'n bietjie uitkom. Ek moet net eers 'n bietjie fokus. Ek moet net eers 'n bietjie, wie van julle doen wat? Ek moet net eers 'n bietjie gaan stap. Ek moet net eers 'n bietjie sommer gaan oefen. Ek moet eers, vir my is dit, ek moet net eers 'n bietjie gaan bome snoei hier buite. As ek hier aankom en daar's 'n klomp rowwe goed en daar's 10 goed, wat ek daar sien, daar lê ek gemors, daai ding is nog steeds daar, dit is die tyd wat ek hier so wil inkom, dan voel ek net so nou en dan. Ja, ek voel nie Christelik nie. En partykeer dan, dit al gebeur, dan sê ek net vir van die dames, die wat met my wil praat, ek is buite by die bome. En ek gaan begin snoei net, om te fokus, net daai ding van, dis 'n plek waar ek gevind het in my lewe, waar ek lekker saam met die Here kan wees, waar ek sommer bid, en partykeer vir mense bid, en partykeer dan gee daai bome naam, of daai struik gee jy naam, en jy bid vir daai persoon, totdat jy klaar is met die boom. So nou en dan het ek 'n struik, vir boom in sy ding is ingesnoei, dan studente verleer, het jy vir my gebid? Het ons al gevra. Maar, my broer, my sis, wat ek vir jou sê, is gaan vind daardie plek. Vind daardie plek, wat jou prakties kan help, om 'n fokus terug te bring. Om 'n fokus terug te bring. Om nie meer te dink aan daai ding nie. Maar om te dink, Here, wat dink u op hierdie stadium? Ek wil dink wat u dink oor vandag. Ek wil dink wat u dink oor die kinders by die skool vandag. Ek wil dink wat u dink oor die werk en daardie ou wat my frustreer en irriteer. Ek wil dink wat u dink oor hoe gaan ons die oplossing kry met 'n klomp uitdagings dalk wat jy het, of geleenthede. Geleenthede. Wat dink u van die geleenthede? Wanneer was dit die tyd wat die Here vir Petrus die meester
Was die mooi woord vir gechoke het, waar die Here daai Petrus gechoke het, was met die geleenthede, want Petrus sien 'n geleentheid vir hierdie 3 hitte. Petrus sien 'n geleentheid, daar's nie 'n manier dat iemand u doodmaak nie. En Jesus sê, wyk agter my Satan. Maar hy kom met geleenthede. My broer, my sis, geleenthede. Nie waar jy sit met 'n klomp gemors en jy sit met hierdie vreeslike attitude waar die Here vir jou sê, wyk agter my Satan. Maar wanneer jy kom met geleenthede vir die Here, waar jy jou lewe sal gee, en dan is ek en jy baie keer moedeloos, want dit werk nie uit nie. Want ek moet dit voor God kan bring en kan fokus op hom. En God sê, vergeet van daardie manier van dink. Vergeet van daai 3 hitte. Vergeet van jy gee jou lewe vir my. Jy gaan in elk geval vir my verraai. Wat, want die Here wil hom neil? Nee, die Here wil vir hom sê, wat jy gaan doen wat reg is vanuit my genade, vanuit my gees wat ek op jou gaan plaas. En hy word die een. Hy sit nie in veroordeling en sit eenkant op die dag van Pinkster nie. Op die dag van Pinkster is Petrus die man wat opstaan. En wat vir almal verduidelik, wat het gebeur, en wat gaan gebeur, en wat moet nou gebeur met julle, en 3000 kom tot bekering en word gedoop, en gevul met die Gees. Hallo, ons is nog hier? So my broer, my sis, vir soveel geleenthede wat jy op kan fokus, wat God vir jou kan sê, wyk agter my. Of dit net ignoreer, hy antwoord jou nie eers nie. Hy antwoord jou nie eers nie. Om daai geleenthede te vergeet. Ek praat nie net van die veroordeling van verkeerde keuses in die verlede, van wat jy moet vergeet. Of wat daardie oud in jou gedoen het, en jy vergewe hom, maar jy kan hom nooit weer vertrou nie. Daar is sekere fasette, ja, waar jy sekere ouens nie sal vertrou nie, en nie moet vertrou, totdat jy saam met hom het sy die pad gestap het, dat hy op daai plek is, dat jy hom kan vertrou. Maak seker wat hierdie beginsel, dis 'n ander dag se saak. Hoe jy weer leer om iemand te vertrou. Want is dit nie wat God met jou gedoen het nie? Toe hy jou kind gemaak het, hy het geweet, jy gaan 'n klomp foute maak. Maar hy het jou vertrou met sy naam, dit nog steeds, dat in sy naam, jy veilig kan wees, in sy naam, duiwels moet gaan, uit jou lewe uit, in sy naam, soveel deurbrake kan kom, in sy naam. Hy het jou vertrou met die woord, dat hy sy woord in jou sit, sodat jy met geloof kan wandel, met geloof die wêreld kan oorwin, met geloof kan fokus op God en wat God wil doen. Halleluja, die Here help die jongens daar. Is ons met mekaar? Goeiemôre, sê net, groet toch net jou buurman. En sê, is jy nog hier? Ok, kom ons wees wakker in ons gees, wat wil God vir ons sê? Wat wil God vir ons sê vanmôre? Alright, nou laat ons nou net met die eerste vers begin. Daar sê, Filippense 3, vanaf vers 12. Nie dat ek het al verkry het, of al volmaak is nie, asof ek nou hoef ek nou nie meer op die dinge te fokus nie. Nie dat ek het al verkry het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna, ons het hieroor al gepraat, almal sê jaag. Almal hou van die woord jaag, né? Of is dit net met 'n kar wat ons hou van die woord jaag? Ok, jaag daarna. Ek jaag daarna of ek het ook kan gryp. Almal sê gryp. So kom ons sê, jaag, gryp. Gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is. Vers 13. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Wat beteken dit? My broedie, my sis, dis nou soos 'n pa of 'n ma wat daar met die kind staan, en jy die kind stewig in jou arms. Jy gaan daai kind nie laat val nie, of daai kind nou 'n tantrum gooi, of daai kind skop, of daai kind jou selfs wil klap, watter vieslike pa sal die kind vat en net so drop. Psh. Hoekom dink ons die Here sal dit doen? As jy dink, 'n pa wat nie lekker, wat baie ongeskik is, en hy dit, en hy dat, en hy het al hierdie lelike goed in sy lewe. Watter pa gaan net as die kind hom skop, net sê, alright, ek los jou, laat val die kind.
op sy kop, dan sommer net daar op die grond, en loop weg. Watter pa gaan dit doen? So as ek en jy deur 'n ding werk, hoekom sal ons twyfel in hoe God ons vashou? Daai gedagtes gaan nou gaan, in Jesus naam. Amen. Almal sê in Jesus naam. Maar God het jou gegryp. Hy sê, hoe sê hy? Omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is. En gegryp praat van intensiteit. En hy sê, I will not relax my hold on you, né? Hebreërs 13:5. Onthou dit. I will not, sê die Amplified, relax my hold on you. Daar's 'n intensiteit waarmee God jou vashou. Al gooi jy daai tantrum. Maar dan maak jy 'n keuse. Dan maak jy 'n keuse, omdat jy deur hom gegryp is jy in staat, ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp. Ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is. Omdat hy jou vashou, kan jy hom vashou. Dis daai kind in sy arms, wat besluit, ek gaan nou rustig raak. Hoekom gaan ek nou so te kere gaan in die arms van die Here? Hoekom gaan ek hierdie tantrumpie gooi? Want daai een het my nie gegroet nie, of daai een was lelik, of daai een was onregverdig, of daai een het dit gedoen, of hierdie is nie reg nie, of hierdie omstandighede loop nie reg nie, en ek sien nie die geleenthede nie, en wat, en ek gooi hierdie tantrum. Waar gooi ek die tantrum? In die arms van God. Dis nou die waarheid. Feite is, ek glo ek is in die arms van omstandighede, en ek eer die arms van omstandighede, of eer die arms van my, van hoe ek moet beheer vat van die situasie. Wat maak jy in die arms van God? Ek kan hom eintlik neerskryf. Wat maak jy? Hoe gedra jy jou in die arms van God? Maar Paulus sê, ek gryp hom aan, ek gryp sy woord aan, ek gryp sy hart aan, ek gryp dit wat hy vir my het, ek gryp dit aan, maar ek kan dit net doen, omdat hy my gegryp het. Want toe jy sê, Here, hier is ek, en die Heilige Gees, jou gees wederbaar, het jy kind van God geword, my broer, my sis. En as die vyand jou kan laat die leuen glo en mislei, en dat jy die klomp nonsens glo, dat, waar is die Here? Waar is die Here? Ek weet nie, ek ervaar hom nie, ek sien hom nie. Ek tog die regverdige gaan deur geloof wandel. Ek tog deur geloof is jy gered. Ek tog deur geloof sal jy die wêreld oorwin. Ek tog deur geloof behaag jy God. 'n Bewys van die dinge wat jy nie sien nie. Maar deur geloof word hy geëer. Here, ek sien dit nie, ek ervaar dit nie, ek verstaan dit nie, maar ek weet en ek glo, ek is in u arms. Daar staan jy, en die eerste ding wat jy doen is, jy eer jou God. Jy eer jou God, en jy verklaar, God is 'n goeie God. Jy verklaar, daar is geen ander perfekte, volmaakte Vader, as God homself nie. Die oomblik toe jy sê, maak nie saak wat nie, ek glo. Want u het my gegryp, en vergewe my gedrag, in u arms. Kom ons sê, vergewe my gedrag, Here, in u arms. Tensy ek en jy nou perfek is. Maar andersins gedra ek my op 'n sekere manier. Hoekom? Want jy is in die arms van jou God. Volgens hierdie skrif. Moet ons hom weer lees. So 3 oë wat my kyk. Nie dat ek het al verkry het of volmaak is nie. Nee, ek sukkel met dinge, man. Maar ek jaag daarna. Ek sit 'n intensiteit daarin. Ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. Ek is in die proses om dit te kan gryp. Hoekom? Omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Omdat ek deur hom gegryp is. And I will never leave you, I will never forsake you, I will never relax my hand, hold on you. Daar sê, jaag daarna, gryp, omdat ek gegryp is. Vers 13, broeders, ek reken nie dat ek het self gegryp het nie, nee. Maar een ding, almal sê een ding. Wat praat ons nou van? Ons praat nou van fokus. Onthou wat ons gesê het in die begin, van 'n logiese brein, wat sê, ek het so gefokus op hierdie ding, ek het die ander goed vergeet. Moenie probeer vergeet nie, maar fokus. Moenie probeer vergeet nie, maar gryp
jaag in 'n fokus in. Een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Almal sê, ek vergeet die dinge wat agter is. My broer en my sis, en ongelukkig en gelukkig, is dit baie keer, ek moet ook die sukses van gister vergeet. Ek moet die getuienis onthou. Maar ek kan nie op die sukses my lewe bou nie, want dan word die sukses my God, en sukses praat. Nee, die getuienis praat nie noodwendig die sukses nie. Daar's baie ateïste, daar's sataniste, daar's ouens wat God vloek, wat sukses behaal. Maar daar's nie 'n getuienis in nie, want God is nie in daai sukses nie. Daai sukses gaan 'n vloek wees. Wie se hand, soos wat ons altyd sê, wie se hand is op die sukses? Daai ou in die wêreld, ja, man, hy's nou al 'n biljoenêr. En party Christene, hulle werk, hulle vrek om daai miljoene te hê, sodat my kind sekuriteit het, hy so, ons moet daarom ten minste 10 miljoen sekuriteit vir ons kind kan gee. Wie se hand is op daai? Die hand van 'n gees van vrekwerk, as mens so iets kry. Die hand van 'n gees van dooie werke, waar jy jou vrek gewerk het, maar dit was dooie werke, want God het jou nie gesê jy moet dit doen nie. En vanuit die dooie werke is daar dood in die pot met daai 10 miljoen wat jy jou kind gaan erf. Wie se hand is op dit wat jou kind gaan kry? Dit hang af wie se hand vandag op jou is, wat ons eintlik weet, maar met wie se hand gaan jy werk? Gaan jy sy hand op jou lewe eer? Gaan jy sy hand op jou lewe eer? Dan moet jy sekere dinge nou vergeet. En jy moet sekere dinge onthou. Uit die sukses moet jy die getuienis vat, van wie het dit verwerf? Wie het daardie rykdom verwerf? Wie het jou die vermoë gegee? Maar dan ook in die mislukking. In die mislukking. Wat se getuienis van die bloed van Jesus? Ek onthou Christus, die opgestane Christus, en dat ek deur die opgestane Christus en die krag van die opgestane Christus hierdie rykdom verwerf het, of hierdie sukses behaal het in my werk, suksesvol met 'n nuwe pos, suksesvol met dit, suksesvol met verskillende goed. Maar wat sien ek ook? Ek sien nie net die opgestane Christus en die getuienis van hom en ek saam nie. Ek sien die gekruisigde Christus. En ek sien die impak van die bloed, en daar waar ek misluk het in die verlede. En ek kyk vorentoe, en Paulus sê, ek wil niks onder julle weet, sê hy vir die konindeers, behalwe Christus en hom as gekruisigde. So wat ek wil weet, ek kies om te vergeet, ek kies om nie te onthou, ek kies om nie te wil weet eers nie. Ek wil nie eers weet, wat is al julle issues met mekaar nie. Die ouens in Korinthe, wat moes leer, dat die liefde is lankmoedig, vriendelik, goed. Daai hele excellent 1 Korintiërs 13. Vir wie het geskryf? Vir ouens wat een masculate issues het die hele tyd. Vir hulle is dit geskryf. So ek en jy, kom ons maak ons keuse. As ek gaan kies om sekere goed te vergeet, gaan ek sekere dinge onthou. Ek gaan onthou hoe Christus my in staat gestel het, hoe hy vir my wysheid gegee het, hoe hy gesê het, bly stil, hoe hy gesê het, praat, hoe hy gesê het, gaan in geloof in dit en toe jy sy leiding aanvaar, maar ook hoe hy gesê het, kom na my, ek vergewe jou, lê dit neer voor my. Staan nie in skaamte nie, maar ontvang jou vergifnis deur my bloed. Dit is wat jy onthou, Christus en hom as gekruisigde, as jy na jou verlede kyk. As jy dan sê, een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Jy kan dit nie vergeet, as jy nie Christus sien in jou verlede nie. Die man wat sy hart vir die Here gee, waaroor gaan dit? God sê, vergeet dit wat gebeur het. Kyk terug en sien die bloed van Jesus. Sien wat ek vir jou gedoen het aan die kruis. Hoekom gaan hy die dinge vergeet wat hy gedoen het? Want hy kyk na die kruis. Want hy kyk na die kruis. Ek is saam met Christus gekruisig, saam met hom gesterf, saam met hom begrawe, saam met hom opgestaan, saam met hom gesete in hemelse plekke, met 'n fantastiese lewe wat verborge is in hom, wat ek moet vind in hom. My life hidden with Christ.
Dit is wie jy nou is. Dis hoe jy nou fokus. Dis waarmee jy besig is. En jy is so daarmee besig met hom en die lewe, dat jy vergeet het. Ek het skoon vergeet om te dink aan al die verlede en die gemors. Hoe weerstaan jy partykeer versoekinge, my broer, my sis? Jy het skoon vergeet om te stres. Hoe klink daai sin? Ek dink ek soek hom. Ek het skoon vergeet om in angstigheid of in vrees te dink, wat nou van môre? Hoe gaan môre nou werk? Hoe gaan dit nou werk? Hoe gaan dat nou werk? Want dit was so 'n kwaliteit tyd wat ek nou gehad het. Het iemand al met iemand 'n gesprek gehad en jy het so 'n kwaliteit tyd gehad, jy het skoon vergeet van hierdie ander goed. In die wêreld is, wat doen die ou in die wêreld? Hoe gaan ek vergeet? Ek het so 'n lekker tyd Vrydag aand gehad, ons het gesyp. En ons het hom gevat, die trip daar so op daai blaartjies wat jy rook. En ek was in 'n ander toestand. Ek het skoon vergeet om te dink aan al die uitdagings en al die goed. Hoekom? Hoekom triljoene? Hoekom biljoene dollar? Mark, besigheid. Hoekom is daai besigheid daar, my broer? Om te vergeet. Om te vergeet die goedjies wat ek moet face. Al hoe meer en al hoe jonger die kinders wat net vol is van daai goed. Want wat hulle dan sien, wat hulle dan onthou, is wat hulle nie wil onthou nie. Ek wil nie nou daaraan dink nie. Ek wil nie nou dit onthou nie, want so waar is die plek waar ek dit nie gaan onthou nie? Dit gaan vanaand 'n party wees. Ons gaan hierdie goed vergeet. Ons gaan 'n fees van 'n tyd hê. Hallo. Is ons nog met mekaar? Sê vir jou buurman, pas op vir jou. Okay. Hoe die een dame gesê? Nee, dankie, ek soek nie sop nie. Wat sê ons vir mekaar? Een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en dan strek my uit na wat voor is. Almal sê strek. Nou, almal doen so iets. Maak of jy strek. Kom ons try. Strek is, jy vat jy hand, jy gaan hom so vorentoe, jy strek vorentoe. Och, daai hoe strek jy. Okay. Ek wil sê, ongelukkig strek ons uit partykeer. Ek is reg in hierdie situasie. En dan val jy om, want jy gaan van balans af. Ek en jy, ons gaan om van die balans af. As jy te ver strek, gaan jy van balans af gaan. Jy gaan omval. Maar daar is 'n strek na waar God is. Daar is 'n strek na die waarheid, waar God jou gaan ontmoet, voordat jy omval van al die strek. Hallo, ek praat nou nie van Herodes en Pilatus en al die ander goed wat julle doen nie. Nee, van daai strekke nie. Ons praat nou van wat? Ons praat nou van, jy strek uit na waar God is. Iemand het een keer gesê, ek dink dit was deur jare, 30, 40 jaar terug, Amy Grant, wat gesê het, ek sal nooit vergeet nie, sê het, when you reach out to God, when you do this, you will find Him. Because it's only you who could push Him away. And that's the furthest that you could push Him away. He will not go further. Hy sal nie verder as dit gaan nie. Maar daar waar jy hom toe gevra het en sê, Here, staan net een kant asseblief. Ek wil nou 'n tantrum gooi. Here, staan net so 'n bietjie een kant, want dit is tyd om nou angstig te wees. Here, staan net so 'n bietjie een kant toe, want I just want to give this guy a piece of my mind. Hallo? As jy uitreik na hom, hy gaan daar wees. Hy gaan jou nie begewe, hy gaan jou nie verlaat nie, hy gaan daar wees. Is ons met mekaar. Maar jy gaan moet strek, dis nie net die Here moet kom nie, en jy sit net rustig terug nie. As jy sekere dinge moet vergeet, dan gaan jy moet jouself uitstrek om iets te ontvang. As jy moet strek om iets te kry, is dit nie, jy is veronderstel om te kyk na waarna toe jy strek, hoekom strek jy, wat wil jy doen met daai strek in daai rigting in? Ag, is ons met mekaar. Ons gaan nou nie oor definisie van woorde gaan nie. Almal sê, ek jaag.
Ek gryp. Ek vergeet. Ek strek. En dan sê hy, ek strek my uit na wat voor is. Wat voor is dit wat God vir jou het. En ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Nou die hele konteks van hy Filippense 3, in 'n hele paar verse vorentoe sê hy, dit wat vir my winswag was, dit beskou ek as gemors, as drek. So dis 'n keuse, jy besluit wat is vir jou belangrik, wat is nie vir jou belangrik nie. En jy gaan daar volgens leef. Wat is vir my belangrik? En wat vir my belangrik is, gaan my toestand bepaal. Dit gaan bepaal hoe's my emosies. Dit gaan bepaal of ek positief of negatief is. My toestand gaan bepaal of ek gaan vat van daai leier of nie. My toestand gaan bepaal wat vir my belangrik of nie belangrik is nie. Gaan sê, ek sal leerbaar wees of ek sal nie leerbaar wees. Ons gaan dit nou nie sê nie, maar dit beteken, dit gaan maar net so gebeur, dat my hart nie oop is vir sekere dinge nie. Want dit is vir my belangrik om hierdie werk klaar te maak. Dit is vir my belangrik om hierdie geld te kry. En dit kan reg wees, dit kan van die Here af wees. Dit kan belangrik wees, maar dit wat vir jou belangrik wees, is, moet jy seker maak, dit is wat voor God ook belangrik is. Dat as jy vies is, moet jy hoor en die Here sê, dit is nou belangrik om vies te wees, want ek is ook vies. Hallo, goeiemôre. Dis nou belangrik om negatief te wees, want ek, die Here, is ook nou negatief. Onthou net om dit dan ook vir jou te sê, vir jouself. Maar as jy alles as drek beskou, om Christus as wins te verkry, he's the prophet, not just the prophet, king priest, maar die profeet in my lewe. Hy is die wins wat ek wil verkry. Wanneer jy in 'n besigheid is en dit gaan goed en daar is soos hierdie fantastiese wins, op een of ander manier hoef niemand vir jou te sê, kies nou om opgewonde te wees. Jy sal nie glo nie, jy is mos maar net opgewonde, nee. Nee, is julle is nie dood nie. Is julle dan opgewonde? Ja. Nou so is dit, wanneer ek daai keuse gemaak het, dan bepaal dit, wat maak my opgewonde, wat gee my vervulling, wat gee my satisfaksie, want ek het 'n sekere keuse gemaak oor, wat gaan my opgewonde maak, want wat gaan die wins wees in my lewe. Weet jy, ek het gesien weer vandag hoe ek 'n geleentheid gehad het om die kruis te verstaan, toe ek moes iemand vergewe. Toe ek iemand moes vergewe. Ja, daar's 'n sekere wins in Oekraïne, daar's 'n sekere wins in Gaza, daar's 'n sekere wins. En hoe gaan jy daai wins sien? Hoe gaan jy daai wins sien? Hier so in Afrika, wat in hierdie tyd ook ouens is, wat soos sommer die kop hy's afgekap, omdat hy gesê het, hy's Christen. Sekere ouens wat daar veld gewen word, deur sekere radikale, sekere groepe wat as terroriste gesien word, sekere radikale moslimgroepe, etc. En wat dit vir hulle as 'n wins is, om 'n Christen dood te maak. Dis 'n wins om 'n Jood dood te maak. En hulle die koste bereken, en om daai wins te verkry, gee ek my lewe, ek sal selfs my lewe gee, om daai wins te kry, om daai Christen dood te maak, of daai Jood dood te maak. Goeiemôre, is ons nog hier? Jy besluit vandag, my broer, my sis, wat is vir jou die wins? Maar as jy weet wat is vir jou die wins, daar gaan jy fokus. Nie dat ek het al bereik het nie, dat ek Christus as wins verkry, en ek ken hom in sy opstanding, ek ken hom in sy dood, ek ken hom in al hierdie dinge. Hy verduidelik hierdie diepte van hierdie fantastiese openbaring, verduidelik Paulus. En aan die einde van dit, dan sê hy, nie dat ek al hierdie bereik het nie, dat ek alles ken van hom, en die krag van sy opstanding, nie dat ek al daardie ken nie, maar ek strek my uit, want ek jaag daarna, om te gryp. Hoekom kan ek gryp? Want ek is gegryp. Iemand loof die Here daar in die mond van die suigeling. Hoe sê hulle? Is ons nog hierso? Een ding, almal sê een ding. Ek vergeet. Ek kies om te vergeet. Maar kom ons sê asof ons dit bedoel. Ek kies om te vergeet.
Maar jy gaan 'n keuse moet maak, want as jy kies om nie te fokus op hom nie, as jy kies om nie te jaag na God, hom te gryp, sy belofte, sy woord te gryp nie, verstaan net, jy sal 'n klomp gemors onthou. Jy sal die versoekinge onthou. Jy sal die verkeerde keuses onthou. Jy sal sekere suksesse onthou, sodat die vyand kan glo die sukses gaan jou sekuriteit word. Jou sukses gaan jou sekuriteit word en nie God nie. Een ding, ek vergeet die dinge, ek strek my uit na wat voor is. En ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping. Wat is die prys van hierdie hoë roeping? Hierdie hoë roeping is, ek sien dit nie as, ek sal kyk of ek tyd het om oor Jesus te praat. Ek sal kyk of ek tyd het om my getuienis uit te leef. Ek sal kyk of ek tyd het om tussenin deur vir God te sê, Here, ek is lief vir U, ek loof U ten spyte van U. Ten spyte van U. Ek sal kyk of ek tyd het, of ek na my dagwoord moet kyk. Ek sal kyk of ek tyd het om dit en dat te doen. Hoekom? Want jy verstaan nie, jy het 'n hoë roeping. Jy het 'n verantwoordelikheid. Jy het 'n sekere vlak van verantwoordelikheid. Daar's 'n roeping, yes, vir die man daarso wat moet skiet. Daar's 'n hoë roeping. Daar's 'n roeping van ek verstaan hoe om hierdie microlight hierso neer te sit. Maar daar's 'n ander tipe van vlak van verantwoordelikheid as jy in daai torentjie sit en hierso is 15, hierso is 20, hierso is 30 in Heathrow lughawe van Engeland, vliegtye wat moet land en opstyg en jy verstaan nie die kolletjies en daar so op die skreentjie wat gebeur nou nie. Dit gaan 'n redelike gemors wees. Maar ek en jy kan dinge reguleer in die gees, my broer, my sis. Kom ons sê ek kan dinge reguleer, sorry. Ek kan dinge reguleer in die gees. Wat mag inkom, wat mag nie inkom nie. Jy besluit die angstigheid, I will embrace, ek sal fokus op die angstigheid. Ek sal negatief wees, ek sal kritiseer, ek sal altyd pessimisties wees. Daai vliegtuigies kan inkom. Jy reguleer dit sodat daai vliegtuigies inkom en die vliegtuig van vrede moet maar 'n ander draai maak, of daar's ons nie plek by hierdie lughawe, jy gaan moet reroute na daai lughawe toe. Jy gaan dit nie sê nie, ek gaan dit nie so sê nie. Maar fokus op die ander vliegtuigies, wat jy besluit, hulle moet kom land in jou lughawe. En daar's nie plek vir vrede, liefde, en die voorreg om te land, dit wat van God af is nie. Maar daar's soveel wat God wil laat land uit die hemel uit in jou lewe. Maar waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig? Om te onthou daai ding maak dat ek so is, en daardie insident maak dat ek so is, en hierdie ding maak dat ek vrees, en hierdie ding maak dat ek, hallo? En daai vliegtuigies kom land daarso. En volgens die feite, ja, daai goedjies het gebeur. Maar daai lughawe is vol vliegtuigies, en daai goedjies moet gaan. Hulle moet gaan. Kom ons sê, hulle moet gaan. Jy het 'n hoë roeping, soos daai ou in daai toring, wat besluit wie land, wanneer, waar land wie, en wanneer jy die reg op daai aanloopbaan, wanneer jy die reg om te land, wanneer jy die reg om op te styg met daai, weet nie hoeveel, 400 mense op daai vliegtuig. Dis 'n verantwoordelike roeping. Daar's 'n roeping met mense in hierdie Bloemfontein, wat wag vir jou om op te staan, seun van God. Creation is waiting with eager expectation for the sons of God to be revealed. En die skepping sag vir die openbaarmaking van die seuns van God. Vir die wat opstaan met statuur, vir die kinders om met statuur op te staan, jy en ek, om met statuur op te staan en te verstaan, watter gesag het jy, seun van God, om te regeer. Want Genesis 1 bly staan. Ek seën jou, daarom, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor dit. Daai roeping staan, en deur die bloed van Jesus is daai roeping herstel, deur die bloed. Dat jy moet onderwerp dit wat verkeerd is in hierdie stad, wat verkeerd is in hierdie land. Daar waar jy bid, dit wat jy voorbid, daar so
wat ook al daar gebeur het, moet onderwerp aan die plan van God en daar moet geheers word. Maar wie moet heers? Nie net die hemel. Die hemel sê, jy die verantwoordelikheid om seker te maak dat die heerskappy van God sal regeer in Bulawayo. Zimbabwe, ja. Is julle met my? Hallo? Hoekom sien jy nie dat die koninkryk kom en die impak van die koninkryk in Bloemfontein nie? Net as die kinders van God nie opgestaan het met gesag, as seuns van God en kon bid. Laat u koninkryk kom. Nie die dag net wanneer jy terugkom nie. Laat u koninkryk kom vandag. Laat u wil geskied vandag. Maar die challenge, die uitdaging is, dit moet gebeur in my lewe. Ek en jy moet kan besluit, ons vergeet die ander twak. En ons besluit, daar's net een koning wat iets sê het. Daar's net een koning wat iets sê het. Is ons nog hier met mekaar? Goeiemôre, is ons nog hier? Great. Jesaja 43. Asseblief, skryf hom neer. Jesaja 43 vers 18 en 19. Dink nie, almal sê dink nie. Dink nie aan die vorige dinge nie. En slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Dis makliker gesê as gedoen. Dink nie aan sekere goed. Dink nie aan die vorige dinge nie. Jy beter dit nie onthou nie. Slaan geen ag, laat dit nie 'n impak op jou hê, of wat vroeër gebeur het nie. Makliker gesê as gedoen. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Hoekom sal julle dit nie merk nie? Hoekom kan jy nie kyk en sien wat God nuut maak nie? Wanneer jy onthou en dink aan die vorige dinge. Dink aan die goed wat gister gebeur het. En nie verstaan hoe om dit te interpreteer in die lig van God se hand nie. Maar as ek dink aan die vorige dinge, ek het 'n onsaglike belangrike verantwoordelikheid om sekere goed te vergeet. Om te besluit om sekere goed nie te onthou nie. Om sekere goed nie te onthou nie. Dink nie aan die vorige dinge nie, hoekom? Want God is nie daar nie. Don't dwell on those thoughts. God is not dwelling on those thoughts. So your thoughts are not his thoughts. Jou gedagtes is nie sy gedagtes nie. Maar jy en jou pa, jy en jou Vader God kan saam dink. Jy en jou koning kan saam dink oor môre. Jy en die Heilige Gees kan saam dink oor môre. Maar dan moet jy besluit om jou gedagtes te sit waar sy gedagtes is, ten minste. Om ten minste daar te begin. Sodat deur die Heilige Gees jy kan begin dink soos wat hy dink. Kom ons sê, ek kan dink soos wat God dink. Alleenlik deur die Heilige Gees. Ons het daaroor gepraat met die hele retreat, né? We have the mind of Christ. Kry dit op die Our Father's Home channel. Op YouTube. We have the mind of Christ. We do hold the thoughts, the feelings and the purposes of God. Waar? In jou gees. In jou gees is die gedagtes van God. Jy kan dink soos wat God dink. Maar is jou keuse dat jy gefokus is op sekere denke wat jy veronderstel was om te vergeet. Wat jy veronderstel is om te sê, ek gaan nie meer hieroor dink nie. Nou sekere ouens in die wêreld oorkom dit op 'n wêreldse suksesmanier om te sê, ek gaan nie meer dink dat ek 'n gemors maak en dat daar nie geld gaan wees en dat daar nie dit gaan wees nie. Ek gaan dink oor hoe kan ek geld maak en hoe ek suksesvol gaan word en daai ou word suksesvol en hy is hierdie absolute miljonair, meer as 'n miljonair. Maar waarvandaan het hy gekom? Hy was waaragtig suksesvol, want uit die grootste armoede het hy opgestaan. En besluit, ek gaan nie meer hierdie mindset, hierdie wyse van denke hê nie. Hierdie poverty mindset. Ek gaan 'n ander denkwyse hê. En dis waar prosperity teaching vandaan kom. Maar op 'n plek van prosperity teaching waar dit net die beginsel vat en nie God in die beginsel. So jy kan 'n beginsel van die woord vat en jy kan jou denke rig volgens daai denke, maar volgens die letter van die woord.
en nie volgens waar God in daardie woord is nie. Dis 'n ander punt, maar julle verstaan hom. Dink nie aan die vorige dinge nie, slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. God wil iets nuuts maak. Kom ons sê, ek sal kyk, want God gaan iets nuuts maak in my lewe. God stel belang in varsheid, my broer, my sis. God stel belang dat môre 'n opgewonde dag sal wees. God stel belang dat môre vir jou 'n vars nuwe dag sal wees. Elke dag is sy genade nuut. Your mercies are new every morning. Is dit nie wat daai lied sê nie? Your mercies are new every morning. Môre is 'n nuwe dag. Môre wil God iets nuuts doen. En al wat jy moet onthou van gister is die getuienis van vergifnis en die getuienis van wat God gedoen het in jou en deur jou en met jou. Amen. Sal julle dit nie merk nie? Hoekom gaan jy dit nie sien nie? Hoekom gaan jy nie aandag aan dit gee nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Hoekom gaan jy sukkel in daai wildernis? Hoekom gaan jy sukkel in jou woestyn? Die enigste rede is, omdat jy nie dink aan wat God wil nuut maak nie. Omdat jy die vorige dinge onthou. Omdat jy die vorige dinge onthou, gaan jou woestyn bly, daar sal nie 'n rivier wees nie. Daar sal nie 'n rivier wees nie. En as daar 'n rivier is, gaan jy hom nie eens raak sien nie. Maar vir jou om te verstaan hoe God die rivier maak, 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis, ja. Hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan jy dit sien? Hoe gaan jy dit, merk jy dit nie? God vra, hoe kan dit moontlik wees dat jy dit nie sien nie? Sal julle dit nie merk nie? Hoekom is dit vir julle moontlik om dit nie te sien nie? Want ek dink aan die vorige dinge. My denke is by goed wat ek veronderstel is om te vergeet. As ek kies om daai dinge te vergeet, hoe? Deur te fokus op die regte dinge. Onthou, vyt nie die gedagtes om te vergeet nie. Kom in die gedagtes wat van hom is. En as jy besig is met dit, gaan dit outomaties, jy daai dinge begin vergeet. Jy gaan dit begin vergeet. Hallo. Kom ons hou 'n bietjie daaroor. Is julle hier? Alright, vers 21. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Hulle sal my lof verkondig. Dis hierdie hele gedeelte wat hy dan sê, al hierdie goed gaan gebeur. Jy moet nie dink aan die vorige dinge. Jy moet geen ag slaan op die vorige goed nie. Want ek, die Here, gaan iets nuuts maak. Hoekom merk jy dit nie? Want ek gaan 'n pad in die woestyn maak. Riviere in die wildernis. Die wilde diere in die veld sal my eer. Die jakkalse en die volstruise. Hy dom volstruis. Want ek gee die waters in die woestyn, riviere in die wildernis, om my volk, my uitverkore te laat drink. So wat gaan die volk dan nou eintlik doen? Dis wat die Here gaan doen, en behalwe dat jy nou moet ophou dink aan die vorige dinge, en wakker word en sien en glo dat God iets nuuts gaan doen, wat moet jy dan doen? Die volk wat ek vir my geformeer het, as jy regtig sy kind is, as jy regtig sy volk is, daardie volk, hulle sal nie die keuse hê nie. As hulle waarlik die uitverkore volk is wat ek geformeer het, ek het hulle gevorm, hulle sal my lof verkondig. Dis een van die grootste sleutels om die vorige dinge te vergeet. Om te vergeet wat het gebeur, om te vergeet wat om jou gebeur, is om God te begin loof. En as jy net hierdie sinnetjie dan onthou, en tot en met nou geslaap het, dan sit nou wakker word, en net onthou, die sleutel is lof. As God aan jou gewerk het, God in hierdie Jesaja, God het hulle deur rowwe dinge laat gaan. Daar was rowwe oomblikke, daar was rowwe goed wat hulle ervaar het en beleef het. En jy kan deur rowwe dinge gaan, maar verstaan net, God is besig met jou. God is besig met jou. Maar as jy wil sien en jy glo God het in jou begin werk, een van die grootste vrug wat jy sal sien,
oor die feit dat God in jou werk, en dat jy toegelaat het dat God in jou werk, is jy sal 'n lof in jou hart hê. Jy sal God loof. Jy sal seker maak, jy ken 'n loflied. Jy sal seker maak, dit word tweede natuur, en later eerste natuur. Om sommer net so tussen deur in die kar te sê, Here, ek loof U, ek eer U. Te veel keer is daar gebede, en kyk na ouens se gebede, en onmiddellik is dit, Here, ek kom voor U, help my dit, help my dit, help my dit, help my dit. Jy is die koning, jy sit agter die lesenaar, hy moet inkom, en jy maak so in jou gebed. Wat van jy maak nie so in jou gebed nie? Wat van jy begin met, Here? U is wonderlik, daar is geen God soos U nie. Here, al verstaan ek niks, U is 'n fantastiese God. Dankie dat U met my 'n pad stap. Dankie dat U in ons glo. Dankie dat U ons lief het, ten spyte van. Dankie dat U getrou is, al is ons ontrou. Dankie, Here, dat U nog steeds ons vergewe. Dankie dat U nog steeds U passie het. Dankie dat U ons nog steeds vashou. Dankie dat U ons herder is. Dankie. Hoeveel goed weet jy van God, dat jy kan sê, ek dank U. Die volk wat ek geformeer het, die volk wat verstaan, hoe om die vorige dinge te vergeet, and not to dwell, die Engels sê, how to dwell on the past, how to dwell on the past. Daardie ouens, hulle sal my lof verkondig, hulle sal my lof verkondig. Jy sal 'n brek in jou hart, jy sal 'n roem in jou hart hê oor jou God. Is ons met mekaar. Ons gaan, Hebreërs 10, 16 en 17, daar is ons 'n hele klomp oor hierheen, en julle ken hom eintlik lekker goed, ek glo. Hebreërs 10, vers 16 en 17. Daar sê, jy het hom. Daar sê, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met julle sal sluit in die dae, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek het inskrywe. Wat ek met daai een sê, wat is die wette? Jy sal begin dink soos wat God dink. Ek dink dit is nie reg om so op te tree nie. Is dit nie wat ons sê nie? In plaas net van onder die wet, ek mag nie so maak nie, en ek mag nie so maak nie, en ek mag nie so maak, dan gaan ek in die moeilikheid wees, as ek so maak, en as ek so maak, is ek in die moeilikheid. In plaas daarvan, om te sê, wat is sy wette? Dis hoe hy dink. Dis hoe hy dink. En ek wil dink soos wat hy dink. En ek sal my kinders die vermoë gee om te dink soos ek dink. Ek sal in hulle inskrywe, in hulle gemoed my denke. Ek sal in hulle harte my wet inskryf, dat in hulle hart hulle besluit, daardie man het in sy hart besluit. Of daardie man het in sy hart gedink, soos wat God in sy hart dink. Hy het besluit in sy hart, soos wat God in sy hart besluit het. Dit is God in die nuwe verbond, wat sê in die nuwe verbond, my hart en jou hart, my denke en jou denke, dis die eerste ding. Maar vir dit om te gebeur, onthou, ek het vergewe julle ongeregtighede, daar waar julle klomp nonsens aangevang het. Dit is vergewe deur die bloed, ek sal julle vergewe, en ek sal vergeet. Om ons sê, my God, vergewe my en vergeet. Hy kies om te vergeet. Hoekom? Dis nie asof hy aan geheue verlies ly nie. Maar God sê, ek hou my nie besig met jou verlede nie. Kom ons sê, God hou hom nie besig met my verlede nie. Wanneer jy met dit gedeel het, saam met die bloed, saam met die Heilige Gees. Ja, jy moet. My broer, my sis, daai verlede gaan daar bly. Hy gaan daar bly. Totdat jy toelaat dat ene van 'n gees, die demoon, jou herinner, sodat jy in veroordeling sit. Daai demone om jou te herinner, of dat die Heilige Gees jou herinner en oortuig van sonde. Oortuig van sonde, sodat jy jou bekeer. Oortuig vir bekering, of veroordeel, sodat jy kan net teruggly in 'n gemors in. Die een gees, daai klomp geeste gaan jou in veroordeling sit, sodat jy gaan sit en jy sal nie saam met God die ding doen nie.
of die Gees wat jou oortuig, sodat jy die weg het uit die verlede uit, dat jy loskom van die verlede. Amen. Amen. Julle is nog hier. Die verbond wat ek met julle sal sluit, ek sal my wette in julle hart gee en in julle verstand, ek sal dit inskrywe, vers 17 en 18, aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar dan nou vergifnis vir hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. Is daar geen offer meer vir die sonde nie. Amen. Dit wat God glo, volg hom. Toe hulle uit Egipte gegaan het, toe daai klomp uit Egipte gegaan het, my broer, my sis, het hulle agter wie aangeloop? Agter die geloof van Moses. Hulle het agter die geloof van Moses aangeloop. Hulle het nie net agter Moses aangeloop nie. Moses was net 'n mens, maar hy het met 'n sekere statuur, met 'n sekere geloof geleef. Wanneer jy met 'n sekere statuur, met 'n sekere geloof leef, gaan mense jou kan volg, waar hulle selfs nie die geloof het nie. Jou kind, jou kleinkind, het sekere geloof nie. Jou familie het sekere geloof nie. Maar wanneer jy in geloof begin stap, hulle kan jou volg, hulle kan in jou geloof instap. Verstaan julle wat ek glo julle verstaan? Ek bedoel, verduidelik ek reg. Asseblief. Mag ons staan in geloof. Here, ons staan in geloof vir Bloemfontein. Ons staan in geloof vir hierdie land. En die kerk van Christus se geloof oor wat God met hierdie land kan doen, gaan baie miljoene kan inlei. Hulle het nie die geloof nie, maar hulle volg, soos die Moses wat hulle volg. Maar die kerk is die Moses. As die kerk in leierskap opstaan teen die farao's wat regeer. Daar is nou nie al die ouens wat nou daar binne is, dis nie wat ek sê nie. Maar julle is met my. Laaste een. Jesaja 65, ons gaan weer terug soontoe. Jesaja 65. Vers 17-18. Want kyk, almal sê kyk. Ja, jy gaan sien, hoeveel duisende kere, as jy gaan bietjie net soms so, as jy bietjie verveeld is, gaan merk net so omkring net, daar van Genesis af, hoeveel keer sê God, sê God ook deur die profete, kyk, maak jou oë oop, om te sien. Kyk, ek skep 'n nuwe hemele, beteken iets gaan gebeur. 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge, almal sê aan die vorige dinge, sal nie gedink word. En hulle sal in die hart nie opkom nie. Hoor julle hoe vrek belangrik is dit, om sekere goed te vergeet. Hoe onsaglik belangrik dit is, dat jy aktiewe keuse maak, om na sekere goed te jaag, te soek, uit te strek na dit toe, sodat jy vergeet wat agter is. God sê, ek gaan so 'n nuwe ding doen. Die nuwe aarde en die nuwe hemel gaan so amazing wees. Dit gaan so wow wees. Ek gaan vergeet om te praat oor die oue. Ek gaan vergeet om te praat van dit wat in die verlede gebeur het, want my mond gaan so vol wees met ek het nie genoeg tyd om te sê dit wat God besig is om te doen nie. Kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word, en hulle sal in die hart nie opkom nie. En dan die sleutel. Vers 18. Maar, as ek dan hierdie dinge gaan doen, en ek sê vir julle, julle gaan nie aan die verlede dink nie, as julle fokus op die nuwe dinge wat ek doen. Die sleutel. Maar wees julle bly. Almal sê bly. Dis nie waar jy bly nie, dit is 'n blydskap. En juig vir ewig. Almal sê juig vir ewig. Oor wat ek skep, oor wat ek doen. So wanneer jy fokus op God, vandag,
My broer, dis nie môre nie. Dis vandag wat God besig is om te skep. Nou terwyl jy hier sit, is daar, as jy saam met God nou hier sit, as jy die woord hoor, dan is God besig om in jou te skep. God is besig om iets niets in jou te doen. Dat die hemele oor jou, die atmosfeer oor jou, as jy uitstap, kan niet wees. Vanaand as jy met die woord sit, die atmosfeer oor jou kan niet wees. Die atmosfeer, moet ek het weer sê, oor jou kan niet wees, want God skep, beteken hy bring voort, hy maak iets niets, hy maak iets wat jy nog nie in jou gesien het nie. Hy maak iets wat jy nog nie in jou gesien het nie. Dit het nog nie so gewerk in jou lewe nie. Maar môre werk dit iets niets. Môre praat jy sekere goed, of môre hoor jy iets by God wat iets niets is. Jy het gister dit nie nog so gesien nie. Jy het dit nie so verstaan nie, maar vandag verstaan jy dit so. Vandag het jy net hierdie vermoë om liefde, meer liefde te kan gee. Maar as ek dit nie toelaat dat God skep nie, die ander enetjie, gaan nie wag vir die uitnodiging om te skep in my lewe nie. Maar duiwels sal in my goed skep. Duiwels sal in my dinge vernietig. Daai skep is, hy skep daai trap, wat is 'n trap? Lokval. Hy skep met 'n doel om te vernietig. Daar sal 'n werk wees van die vyand om in jou sekere dinge te vernietig. Tensy jy God toelaat om in jou te skep. En wanneer hy in jou skep, is dit nie sodat jy nie val in die versoeking nie. Hy skep in jou sodat iets nuut is. Because we will grow from glory to glory. Van heerlikheid tot heerlikheid. Ons sal gaan van krag tot krag. Al vergaan die uiterlike mens, nogtans sal die innerlike mens van krag tot krag gaan. Ervaar jy in jou lewe, hoe jou gees van krag tot krag gaan, hoe jy van heerlikheid, mooiheid van God, na meer mooiheid van God gaan. Mag dit so wees, in Jesus naam. Amen. Wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep. God sê vir jou, jy moet opgewonde daar wees. Wie het iets gemaak vir sy kind, of vir sy kleinkind, en op die dag van die verjaarsdag, gee dit vir hom, en hy kyk dit so, en hy loop weg. Okay. Jy was baie meer opgewonde oor die persent, wat jy ure aan spandeer het, dis nou party van ons. Hallo. En ja, dit kon 'n fantastiese oomblik gewees het. Maar God wil hê, my kinders moet opgewonde wees oor wat ek doen. Jou pa wil hê, jy moet opgewonde wees oor wat hy doen. Want kyk, ek skep Jerusalem om te wat? Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep. En wat God skep aan die einde van die dag, as jy besig is en jy vat dit wat God skep, dit wat God maak, as jy dit gaan vat wat God skep. Ek skep Jerusalem om te juig, sy mense om bly te wees. Jerusalem om te juig. Nee, waar is daai skrif? Daai skrif is nie naaste by waar ons wil wees nie. Jesaja 65, vers 17, 18 en 19. Daar sê, maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep. Want ek skep wat? Ek skep Jerusalem om te juig. En sy mense om bly te wees. Is jy deel van die nuwe Jerusalem? Dan gaan daar 'n juig in jou opstaan. Kies dit vandag. Sê, Here, skep in my, werk in my vandag. En ek weet u werk in my, en kom ons sê, ek weet, ek laat u toe om te werk, as die juig in my meer word, as die blydskap in my meer word, dan is dit God wat werk. Maar as die blydskap in jou, en jy 'n mislike mens word, en daar is 'n mislikheid in jou, en jy word 'n mislike mens, sê net, of vir die duiwel, dankie dat jy in my werk, of besluit, ek draai my rug, op wat die duiwel in my skep. Hy maak jou 'n mislike mens. Ek is vinnig geïrriteerd. Dit is wat die duiwel in jou skep, ja. Ek is gou tonig. Dis wat die duiwel in jou skep, ja. Maar as jy sekere goed moet vergeet, dan moet jy besluit, ek gee myself nie dat die duiwel in my werk nie, in my skep, maar ek gee myself dat God in my skep. En wanneer God in my skep,
dan sê God, jy moet juig oor die feit dat ek skep, en dan wat ek skep is, sodat jy juig. That's a double on a double. Is julle met my? Dis die nuwe Jerusalem waarvan God droom. Laat die een dan, as hy sê, maar wees julle bly, en juig vir ewig oor wat ek skep, want kyk, ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om bly te wees, en dan laat die een, want ek sal juig oor Jerusalem. Ek sal bly wees oor my volk. Wanneer God iets niets doen, wanneer God in jou skep, my broer, my sis, is dit hy wil hê, jy moet opgewonde wees waaroor hy opgewonde is. Wanneer hy juig, soek hy sy kinders om saam met hom te juig. Waaroor hy bly is, wil hy hê, jy moet bly wees oor dieselfde dinge. So dis nie net van, kom uit sonde, sodat jy net heilig is, soos wat die Here heilig is nie. Maar aan die einde van die dag, dit wat hy geskep het, heilig beteken, jy is eenkant gesit vir God. Eenkant gesit vir God, onvergelykbaar. God is heilig, beteken mos, onvergelykbaar. Almal sê onvergelykbaar. So as God heilig is dit nie net voel skuldig dat jy onheilig is nie. As jy sê, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. As die 24 ouderlinge voor die troon, hulle krone neer lê en val op hulle knieë voor God, en dit sê, wat sê? Ons het geen manier om u aan enige iets te vergelyk in hemel en op aarde nie. Dis wanneer daai 24 ouderlinge voor die troon van God neerval met hulle krone en sê, heilig, 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 Here God almagtig. My kop, my denke, my woorde kan u met niks vergelyk nie. Ja, kom in daardie plek, waar jy sê, niks kan vergelyk word met my God nie. En laat toe dat hy in jou skep, om te juig. Here God almagtig, kom doen dit in ons lewens. Here, vergewe ons vir denke wat nie reg is nie. Ek wil hê, jy moet daar met jou oë gesluit, wil ek hê, moet jy jouself sien hoe jy loop na die Vader. En sê, Here, ek wil dink soos wat u dink. Ek wil dink soos wat u dink. Vergewe my waar ek toegelaat het, al die denke van al hierdie ander goed. Vergewe my daarvoor, Vader. Here, ek bid dat u ons sal skoon was deur die bloed van Jesus. Skoon was deur die bloed van Jesus. Ons dank u dat u kom en u dit doen, Here. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Here, ek bid dat u elke man, vrou in hierdie plek sal bedien, dat in hierdie week u vrede, dat hulle u vrede sal toelaat, om hulle te gryp, dat die vrede die veilige plek sal wees. U vrede die veilige plek sal wees vir hulle hart, en vir hulle siele, en dat in daardie veilige plek van beskerming, hulle sal weet wat om te dink. Laat alles aan my oor, en die vrede van my, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. En dan, bedink die volgende dinge. Dankie, Here, dat u ons daardie geleentheid gee, om soos u te kan dink. Skep in ons, werk in ons, Here, en laat daardie loflied in ons opkom. Laat daardie loflied in ons harte leef. Laat die loflied in ons monde, in ons gedagtes, laat dit wakker wees, Here. Want u het ons geskep om u te loof. Want u loof, en u het 'n lied in u hart oor ons. Soveel meer het ons 'n lied dan in ons hart oor u. Dankie vir daardie voorreg, in Jesus naam, en daardie naam alleen. En almal sê, Amen.